Kyk, daar is geen twyfel dat God alles gemaak het met 'n doel nie. Elke bergspits, elke sandkorrel, elke ster, elke dier, elke stroompie water het 'n doel. En tog, met al hierdie fantastiese natuurtonele en hierdie fantastiese skepping van hom, het ek en jy iets gekry wat niks anders gekry het. Ons is na sy beeld geskape, hy het sy asem in ons ingeblaas, dis sy hart wat binne in ons klop. Die sterre verkondig sy heerlikheid, die oseane wys hoe magtig hy is, die diere wys hoe kreatief God is, maar net ek en jy, wat gees, siel en liggaam is, kan sy genade en sy vergifnis en sy liefde leef, ervaar en uitdra, maniere wat die res van die skepping nie kan doen nie. Wanneer jy dus heeltyd jouself probeer vorm, sodat ander jou aanvaarbaar vind, sodat die wêreld jou aanvaar, en jy jou energie spandeer om hierdie gepoleerde, aanvaarbare mens te wees, wat nooit iets verkeerd doen nie, wat nooit iets verkeerd sê nie, dan mis jy iets ongelooflik dieps, iets reguit uit die hemel. Jy mis die unieke manier wat God deur jou wil skyn, wat God sy genade en sy vergifnis en sy liefde na die aarde wil uitdra. Jy is nie 'n projek om deur die wêreld aanvaar te word nie. Jy dra God se beeld. Genesis 1 vers 27 maak dit so duidelik. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape, en let wel man en vrou. Jy is gemaak na God se beeld. Hoekom? Sodat jy hom kan weerspieël hier op aarde. Sodat jy nie jouself moet uitdra nie, maar sodat jy hom kan uitdra. 2 Korintiërs 4 vers 6, want God het gesê dat daar uit die duisternis lig moet skyn. Hy is dit wat in ons harte geskei het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Sy lig, sy heerlikheid, sy karakter is in jou en moet deur jou skyn. Want 'n lig moenie binne bly nie, dit moet na buite vloei, sodat dit ander mense se lewens ook kan verlig, sodat ander mense ook kan sien wat God kan doen. Efesiërs 2:10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God vooraf berei het, sodat ons daarin kan wandel. Jy is nie hier vir selfbevordering of om pragtig te wees in die wêreld en om deur die wêreld bewonder te word nie. Jy is hier om God se lig uit te dra, om God se liefde aan die wêreld te wys, sodat God bewonder kan word, sodat God verhoog kan word. Moenie terugstaan en stil bly, omdat jy bang is oor wat mense van jou gaan sê of dink nie. Moenie op jou eie probeer om 'n verskil te maak nie, maar laat God se lig, God se krag deur jou werk, sodat God die verskil kan maak en sodat jy kan vry wees van hierdie obsessie om deur die wêreld aanvaar te word. In 'n wêreld vol oppervlakkigheid, vol losbandigheid, vol wrede en vreemde idees, kom ons laat sy beeld in hierdie wêreld ingaan. Kom ons laat God deur ons skyn. Hemelse Vader, dankie dat ons geskep is na U beeld. Dankie dat U 'n doel vir elkeen van ons het. Help ons om U te definieer op hierdie aarde, om U uit te dra op hierdie aarde. Help ons om in U te leef, sodat die wêreld U deur ons kan sien. Vader, en maak vandag ons paaie gelyk. Laat U deur ons lewens verheerlik kan word. Dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen.